As julle reg onthou, is ons so op reis saam met Jesus en ons uitstalling beeld dit so goed vir ons uit. Want Jesus was op reis tussen Galilea en Jerusalem en op hierdie reis begin hy vir mense preek. En hy vertel vir mense wat belangrik is van die koninkryk. Ek kan nie na toe kom. Hy vertel vir mense wat belangrik is van die koninkryk en mense kom nader om te kom hoor. Want hulle wil weet wat Jesus sê. En daarom hierdie uitbeelding, die lamp, want ons glo elke keer wat ons 'n vlam sien, herinnering is dit vir ons 'n herinnering van God se teenwoordigheid met ons. En hy is die lamp, die lig op ons pad, die woord wat ons lei. So wanneer hy op reis is hy ook op reis saam met my en jou. Dalk nie in liggaamlike vlees nie, maar in gees. In gees wat hy in elkeen van ons is en so daarom is dit belangrik vir ons om saam te stap. Want ons luister saam. So vanoggend is ons so aan die einde van hoofstuk 6 in Matteus en hierdie spesifieke gedeeltes, die stuk wat Gerrit verlede Sondag gepreek het tot en met hierdie stuk, was daar heeltyd twee verskillende sieninge of interpretasies van hierdie tekste gewees. Aan die een kant was daar hierdie wat geglo het, dit is letterlike betekenis, dat mense al hulle besittings moet weggee, om die Here te kan lei, en dit het dan gelei tot die lewe van die monnike, soos wat ons dit ken, wat alles prys gee, en dan daar gaan lewe in die tempel, en aan die ander kant, was daar die mense wat geglo het, dat dit van toepassing is op elkeen, maar dat dit meer 'n vergeestelike manier is wat ons daarna moet kyk, dat dit 'n innerlike manier is wat ons moet afstand doen van ons besittings. En al ons sekuriteit, maar wat belangrik is ek dink Matteus nooi ons, hierdie gedeelte wat Jesus spreek, nooi ons om bietjie kreatief te gaan dink, rondom wat probeer hy hier sê. Ons lees vanoggend vanaf uit Matteus 6 vanaf vers 25 tot 34 en ek het vir Siebert gevra om dit vanoggend vir ons kom voorlees. So Siebert, as jy sal vir ons kom voorlees. Ons lees vanuit die 2020 vertaling. So van die woorde kan bietjie verskillend wees in die 83 as jy in die 83 vertaling volg. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle sal eet, oor wat julle sal drink, oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Begin net oor en dan sit jy 'n bietjie nader in jou mond. As hy. Jy moet hom teenoor sit aan jou mond. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Let op dat die voëls van die hemel, hulle saai nie en hulle maai nie, en hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer een el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Let op die wilde narsins, hoe hulle groei. Hulle soeg nie en hulle spin nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie soos een van hulle geklee nie. As God die gras van die veld, wat vandag daar staan en môre in 'n oond gegooi word, so kleë, hoeveel te meer nie vir julle nie, klein gelowiges? Moet julle nie daarom bekommer en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Dankie. Hierdie gedeelte laat ons so 'n bietjie terugdink na Jesus se vroeër woorde, 'n bietjie vroeër in hierdie hele gesprek, leer hy vir
die mense om te bid, die Onse Vader gebed. En dan weet ons, in die Onse Vader gebed gaan dit ook oor die basiese dinge, die basiese daaglikse brood, waarin God ons versorg, ons basiese kos en klere. As ons stil staan by vers 25, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle sal eet, of oor wat julle sal drink, of oor julle liggaam, wat julle sal aantrek nie. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? So nadat ek vir julle gesê vroeër, was daar 2 verskillende sienswyses en interpretasies. Mense wat geglo het, hulle mag nie meer dink aan al die goed nie, hulle hoef dit nie te beplan nie, hulle gee alles op. En dan ander wat gesê, dis meer 'n geestelike opgee binne my. Maar ons gaan net kyk na wat beteken al die woorde. In die eerste plek is daar bekommer. Om jouself te bekommer is om oorangstig te wees oor iets. Wanneer ek so oorangstig is, beteken daai bekommer ook dat my aandag afgelei word. My aandag is op ander plekke besig. Of ek is heeltyd oorangstig. En hierdie werkwoord bekommer is in 'n bevelvorm hier geskryf. Nou weet die kinders as jy Afrikaans en Engels in skool het, dan kry ons bevel of 'n command, nê? En as iemand dit vir jou sê, dan moet jy dit nou uitvoer. Maar in Grieks, anders as in Afrikaans en Engels, het ons 2 tipes bevelvorme. Die eerste bevelvorm is 'n bevel wat eenmalig gegee word. Met ander woorde, as hy in daai vorm van die woord staan en hy word daar uitgespreek, dan is dit vir daai persoon op daai oomblik wat dit moet doen. Maar as hy in 'n ander vorm geskryf word, dan sê daai woord, hierdie bevel moet elke dag gereeldelik uitgevoer word. Dit moet 'n lewenswyse word. Jy moet jou lewe so aanpak. So Jesus sê, hulle moenie bekommer nie. En dan is hierdie bevelvorm in die tweede tipe vorm in die Grieks geskryf. Hierdie nie bekommer nie, sê hy vir hulle, dit moet jou lewenswyse word. Hierdie is 'n lewenswyse bevel. Jy moet nie jouself bekommer nie. Jy moet nie oorangstig wees nie. Jy moet nie jou aandag afgelei word na iets anders toe nie. En dan lees ons, dan sê hy vir hulle, oor wat julle sal eet, oor wat julle sal drink, oor julle liggaam, oor wat julle sal aantrek. Daai eet, drink en aantrek, daai vorm van daai werkwoord is 'n eenvoudige aksie wat in die verlede plaasgevind het. So dis 'n eenvoudige aksie wat hulle in die verlede plaasgevind het. So wat hy eintlik vir hulle sê is dit wat julle alreeds gedoen het. Hulle het heel waarskynlik alreeds bekommer oor dit wat hulle eet, oor dit wat hulle aantrek, oor dit wat hulle gaan drink. Hulle het alreeds gedoen, hulle was alreeds besig met dit. En dan kom Jesus en dan sê hy vir hulle, moenie meer so bekommer oor hierdie dinge nie. En dan vra hy vir hulle 'n retoriese vraag. Is die lewe dan nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Lewe in die Grieks, psyche, lewe is jou asem of jou gees. Hy sê vir hulle, is jou asem of jou gees nie belangriker as kos of klere nie? Waarom 'n retoriese vraag? Ons weet dat wanneer 'n retoriese vraag gevra word, dan skep dit 'n dramatiese effek. En dit help die persoon om 'n punt te maak. Eerder is dit hy 'n vraag vir om 'n antwoord te kry. So Jesus vra nie vir hulle 'n vraag sodat hy 'n antwoord van hulle af kry nie. Hy worry nie oor die antwoord nie. Hy vra vir hulle 'n retoriese vraag want hy probeer 'n punt maak. Hy probeer vir hulle iets sê, iets belangriks sê, daarom hierdie dramatiese effek. Lees ons in vers 26, let op die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie. Maai, hulle oes nie, hulle bring nie oeste in nie. En hulle versamel niks in skure nie. Tog sorg julle hemelse Vader vir hulle. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur hom te bekommer 1 el by sy lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd?
Let op die wilde narsings, hoe hulle groei, hulle soeg nie en hulle spin nie. Die werkwoord let op in vers 26 en 28 beteken om 'n feit in te neem, om iets versigtig te oorweeg, om regtig te verstaan. So hy sê vir hulle, jy moet nou hierdie feit inneem. Jy moet regtig verstaan. Jy moet dit versigtig oorweeg wat ek vir jou nou sê. Let op, as werkwoord word beide kere hierso geskryf in die bevelvorm wat 'n eenmalige bevel is. So wat hy vir hulle sê is, hulle moes letterlik daar en dan, moes hulle kyk, moes hulle iets inneem, moes hulle iets verstaan. Die eerste let op kan ons ook vertaal met kyk. Die tweede let op kan ons vertaal met kyk mooi na. So Jesus beveel hulle om te kyk. Bevel vir hom, wat sê nou, hier en nou, moet julle kyk. Hy is ook in die verlede vorm geskryf, so hulle het dit reeds al gedoen. Omdat hy vir hulle daar en dan sê, hulle moet nou kyk en hulle het reeds al gedoen, aanvaar ons 10-1 dat hier waar hulle sit op die berg, is hier daar 'n klomp voëls wat hier rond vlieg. Is hier 'n klomp narsings, anders genoem lelies, wat hier groei. En hy trek hulle aandag, en hy vestig hulle aandag op hierdie voëls, wat hier vlieg hier bo hulle, of dalk sit op 'n takkie. En hy vestig hulle aandag by die lelies wat hier groei. Met ander woorde, Jesus gebruik alles waardeur hulle omring is as 'n voorbeeld, sodat hulle kan verstaan, hierdie wat om hulle is tasbaar, is iets wat hulle kan sien, is 'n metafoor wat die rabbi, die leermeester, gebruik, sodat hulle kan verstaan wat hy probeer sê. Hulle moet kyk na die voëls wat hier rondvlieg. Hulle moet sien dat hierdie voëls nie saai of maai nie. Maar tog sorg hulle Vader vir die voëls. Hulle maak nie die kos en skure bymekaar nie. Ja, hulle soek die kos. Maar hulle Vader sorg vir hulle. Sorg kan ook vertaal word as voed. Julle Vader voed die voëls. Hulle begin net elke dag van niets af weer soek vir kos. En dan sorg God dat daar genoeg is vir hulle. Dan voed God hulle met genoeg daai dag wat hulle soek om te kan kry. So dit beteken nie dat hulle nie soek nie. Al wat dit beteken is dat hulle nie angstig raak om te soek nie, of terwyl hulle soek nie. Hulle raak nie angstig as hulle nie onmiddellik kos kry nie. Hulle vlieg net verder voort. Want iewers gaan God sorg. Iewers gaan daar kos wees. En dan sien ons weer 3 tipiese retoriese vrae wat Jesus vra. Hy sê vir hulle, is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer, al net vir my daar af, dankie. Is julle nie meer werd as hulle nie? Wie van julle kan deur om te bekommer 1 el by sy lewe voeg? El, alles pagum, dis 'n dag. So, hy sê eintlik vir hulle, wie van julle kan deur jou te bekommer 1 dag by jou lewe voeg? En waarom is julle oor klere bekommerd? Ek het die voorreg gehad om te sien hoe die Here werk deur iemand wat nie Christen is nie, moslim. Maar daar sit ek saam met 'n moslim, en hierdie man sê vir my, as jy glo in God, jy noem hom Christus, iemand anders noem hom God, maar as jy glo in Christus, en jy glo hy is in beheer, waarom raak jy angstig oor môre?
Waarom top jy oor gister se dinge wat verby is? Hy sê vir my, as jy dan nou glo, hy is in beheer, hoekom is jy nie rustig nie? Hoekom is jy paniekerig? En net daar besef ek, as ek dit in Engels kan sê, in everything created is the essence of God. Want vanuit iemand wat nie Christen is nie, net die Ou Testament lees, hoor ek die essensie van God. Ons glo God is in beheer. Ons glo dat hy die een is wat hierdie aarde geskep het en gee en neem. Maar tog top ons oor alles wat ons nodig het. Tog raak ons angstig oor dit wat ons gedoen het, of dit wat ons nog moet doen. En dan kom Jesus en sê vir ons, jy kan nie jou dae verleng nie, inteendeel, al daardie angstigheid gaan jou dae vir jou verkort, en jy gaan so besig wees om te bekommer oor dinge en angstig wees, dat jy nie gaan uitkom by dit wat jy wou gedoen het nie, so jou dag verkort. Het jy al so angstig geraak? So bekommerd geraak oor iets, dat dit jou hele menswees verteer. En later, as jy stil raak, dan besef jy het niks meer oor om te wys. Vir daardie dag wat verby is, of vir daardie week wat verby is nie. Jy het niks meer oor om te wys vir wat môre moet gedoen, wat voor jou lê nie. So om nie te bekommer nie, is om in rustigheid oor te gee, om asem te skep, en te weet, God sorg, God voed, om in sy stille teenwoordigheid stil te raak, want wanneer ek so stil raak in sy stille teenwoordigheid, dan raak dinge minder oorweldigend, minder asof dit my gaan omkelder. As jy dit nog nooit probeer het nie, probeer dit vandag. In steede van om te bekommer oor môre, of te bekommer oor wat 2 ure later gaan gebeur, haal so diep asem. En raak bewus van die God waarin jy glo. Die God wat jy glo, is in beheer. Die God wat sorg. Raak bewus. Jy sê, ons sê God sorg. Maar dit vat 'n oomblik in stilte om dit in jou lyf te begin voel. Vers 31 sê, moet julle daarom nie bekommer oor en vra, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Hierdie werkwoord bekommer in vers 31 is 'n voltooide aksie in die verlede. Hulle het al reeds bekommer. So is verwysend van 'n voorbeeld van dit wat hulle al reeds gedoen het. Hulle het al klaar bekommer oor wat gaan hulle eet, oor wat gaan hulle aantrek. So Jesus sê, dit wat julle al klaar gedoen het, moet dit nou net nie weer doen nie. Vers 32, dit is immers alles dinge waarna die heidene nasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het. Weet, oiden. Hy weet. Die vorm van die werkwoord waarin hierdie staan is om te sê, die Vader het dit reeds gedoen. Hy het dit in die verlede gedoen met resultate in die hede. Met ander woorde, Jesus sê, die Vader het dit reeds gedoen, nog voor jy gebore is, nog voor jy asem gehaal het, nog voor jy daai eerste skree in die hospitaal gehad het, was dit gedoen. Wat jy nou sien, is die resultate in die hede.
Sê ons nie, die verlede is tog 'n bewys vir ons dat ons op God kan vertrou nie. Alles wat ons in ons Bybel lees, is geskiedkundige verhale oor mense wat 'n verhouding met God gehad het. So ons lees alles wat in die verlede gebeur het, as ons hoop vir vandag, dat God steeds so is en steeds dit kom doen. Nou lees ons uit Jesus se eie woorde, julle hemelse Vader weet, reeds gedoen, met resultate in die hede, tog wat julle alles nodig het. Hy het reeds geweet, hy het reeds gedoen, met resultate vandag. En dan in vers 33, maar soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Soek wat hier staan, in 'n ander vorm van die woord is wat ons in vers 32 kry. In vers 32 kry ons ook soek, maar hier in vers 33 is dit in 'n ander vorm. Soek vers 32 is epitsetousin. Ek dink jy het om Frans, moenie stres nie, Frans, ag, Fanny, los dit sommer. Moenie stres nie, los dit sommer. Okay, so soek vers 32, epitsetousin. Dit kan vertaal word met begeer, en verwys na aksie wat plaasvind. So in vers 32, begeer. Die heidene nasies begeer hierdie dinge. Maar in vers 33, soek zetaite, verwys na 'n bevel wat moet herhaal word. So soek in vers 33, sê Jesus vir hulle, hy roep hulle op om 'n lewenswyse te maak van hierdie soek, van hierdie begeerte. 32, hulle doen dit, maar is nie 'n lewenswyse nie. 33, maak hierdie jou lewenswyse. Dit is so relevant vandag soos wat dit was daardie dag. Soek, begeer die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sluit Jesus af deur vir hulle te sê, as hierdie soeke of hierdie begeerte, as dit deel van jou is, dan is dit jou lewenswyse. Jy moet soek na die koninkryk, die basileia van God. Wees versigtig. Dis nie 'n vergeestelike koninkryk nie, dis 'n konkrete koninkryk. Dis die heerskappy van God. Dis nie 'n geestelike idee nie. Dis die feit dat jy besef, jy leef onder die heerskappy van God. Hy is die koning en hierdie is sy koninkryk. Jy moet soek na sy koninkryk. Dan weet ons sy koninkryk is nie geboue nie. Sy koninkryk is mense en 'n ware stelsel. Jy moet soek daarna. Jy moet soek na sy geregtigheid, sy dikaiosunen. Wat is sy geregtigheid? Dis alles wat hy vereis. Dit wat vir hom reg is, wat vir hom aanneemlik is. So Jesus kom en hy sê, jou lewenswyse moet wees om God se koninkryk te soek, om te weet hy heers oor jou en om te soek wat vir hom reg is, wat vir hom goeie gedrag is. Ons moet na Jesus se waardesisteem soek. En wanneer ons dit vind, moet ons verander word en so optree. Want as ons soek, dan sal ons kry. Wanneer ons onsself heeltyd besig hou met soeke na God se koninkrykswaardes en hoe hy wil hê ons moet optree, dan sal ons uiteindelik sonder bekommernis kan lewe. Want dan sal ons energie en ons denke gefokus wees op die regte ding. Die koninkryk van God en die geregtigheid van God. En dan sal die oorangstigheid verminder. Want dan sal jy besef wees, maar ek glo in iemand wat in beheer is.
en wat my voed, en wat na my omsien, en wat sal seker maak dat alles op my pad is wat ek nodig het. Vers 34, moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal hom oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. Bekommer, hier weer eens wat na vore kom, is 'n eenvoudige handeling in die verlede. Ons moet ons besef, dis nie meer bekommer nie, want ons doen dit. Jesus sê vir hulle, julle doen dit. Is iets wat in die verlede plaasgevind het, maar julle moenie dit doen nie. Môre kom weer ander moeilikheid. Wat help dit nou om vooroor te sit en top oor môre se moeilikheid? Of agtertoe te sit en top oor wat gister gebeur het, gister se moeilikheid was? Elke dag het sy eie kwaad. Kakia, wat ook vertaal kan word as moeilikheid. Dan gaan môre weer moeilikheid wees. So in steede om heeltyd daaroor te sit en dink, daaroor te sit en wonder, daaroor te sit en top, jouself so angstig te maak omdat jy nie kan ophou dink daaroor nie, spandeer jou tyd om te soek na die koninkryk van God en die geregtigheid van God. Spandeer jou tyd om eerder by God stil te raak en te kyk na wat is sy waardesisteem. Hoe wil hy hier moet jy leef hier tussen mense op aarde? Jesus sê nie vir hulle, daar gaan nie slegte dinge gebeur nie. Hy sê vir hulle, daar gaan steeds moeilikheid wees. Hy sê nie vir hulle, julle hoef nou nie te, dis verkeerd as jy nou dink aan, ek moet nou môre gaan geld spandeer, want ek moet vir my kind klere koop. Hy sê ook nie dit nie. Al wat hy sê is, jy gaan deur slegte dinge gaan, dit gaan gebeur. Maar in steede daarvan om al jou energie te spandeer, om oor hierdie dinge heeltyd na te dink en te sit en top daaroor, haal diep asem. En vertoef eerder in sy teenwoordigheid. Lees eerder oor dit wat hy kom doen het. Mediteer eerder oor sy waardesisteem, dit wat hy jou leer om te doen tussen mense, die positief wat hy vir jou wys om te gaan uitleef. Dis slegs in die Here se teenwoordigheid wat ons kan rus vind. Dis slegs in sy teenwoordigheid dat die moeilikheid waardeur jy moontlik kan gaan, dat jy deur dit rus kan vind by sy waterstrome, dat jy kan vrede vind binne in jouself, ten spyte van die swaar las wat jy dra. Dit gee opnuut vir ons perspektief. Ek glo dat God drie-enig in beheer is. Dus kan ek ontspan, wetende dat selfs die moeilikheid wat ek vandag mag kry op my pad, dat selfs dit ook tot 'n einde sal kom. Dat selfs dit iewers langs die pad gaan verminder. So mag jy, wanneer dit die moeilikste tyd is en wanneer jy so besig is om te top oor daardie probleem, of oor dit wat gister gebeur het, mag jy herinner word deur die Heilige Gees om 'n oomblik te sê, Here, hier is ek. Ek glo U voed. Daarom wil ek eerder kyk na wat U my leer om te gaan doen, na die positief. Want Jesus beveel ons om op te hou bekommer, om te soek, en dan sê hy vir ons, God het reeds gesorg. Jy kan die resultaat van sy sorg vandag beleef. Maar jy ophou bekommer en jy moet gaan soek na die koninkryk van God en na sy geregtigheid, dit wat hy wil hê jy moet doen hier op aarde. Here,
Gee ons die moed, die waagmoed om stil te raak. Om besig te raak met die koninkryk, met u geregtigheid, sodat bekommernis plek maak vir vrede, vir rus en 'n wete dat u dit reeds gedoen het. U het reeds gesorg. Ons kan vandag leef in die resultaat van u sorg. Dankie daarvoor. Dankie, Abba Vader. Dankie, Jesus. Dankie, Heilige Gees. Amen.